Halleluja. Wie kan voor die staan? Skipper van die heelal, die plan vir ewig vast. Niemand kan nie stop nie, geen mens op oorse maag. Kom loof hom, kom loof die Heer, kom loof hom, saam aan. Goeienaand, Suster Johanna. Kom loof hom, kom loof die Heer, kom loof hom, laat alles wat asem het U loof. Beschermer, Jesus wachter ons vesting en ons sterkte. Goeiemôre Ruben. Is ons God, is en is harder. Emmanuel wat my lei, my anker en my vagter, my lippe sal die prys. Kom loof die Heer, kom loof hom, saam alles wat asem het. Kom loof hom, kom loof die Heer, kom loof hom, laat alles wat asem het U loof. Sy kom ons sing hierdie saam, loof hom. Loof hom my die hoogste Heerder, loof hom van miljoene engele, loof hom al die helder sterre, loof hom al die reuse berge, loof hom elke mens op aarde, loof hom vir sy wonderdade, loof hom heilig so vergewe, loof hom want hy is vir ewig. Kom loof hom, kom loof die Heer, kom loof hom, saam alles wat asem het. Kom loof hom, kom loof die Heer, kom loof hom, laat alles wat asem het U loof. O Heer, ek sit vanaand onder die Karoo sterrelig. Van buite lyk ek oké, maar net U weet hoe ek regtig is. Want diep binne in my hart brand daar vrae wat ek
bors kan noem en lig. Hier waar ek so alleen sit met my eie stormgedagtes, rol die lewensjare deur my kop soos ou rolprente in stadige skakels. Die mooi, die rof, die dae wat ek wens ek liewer in die bed moes bly. Al die jas en maar besluite wat my nog steeds soms vinnig by die keel kom gryp. Maar die stok en die stap, die vertroos my, hou my hand. Al wil my eie greep soms gly, al voel ek nie oké nie, sê stil, jy is veilig hier by my. As my gedagtes weer begin wabbel en my bors raak styf, fluister ek vir my siel, raak net stil en fokus op om wat lewe gee en bly. Dankie dat u my hand vashou en nie anders op my hier, want op my eie sou ek u al baie keer gelos het, juist wanneer ek u die nodigste het. Ek zweer, jou die stok en die stap, Goeienaand, Suster Desiree. troos my, laat my nie val in die dal van my eie vrees en klei. Al voel ek binne in my nie oké, sê my kind, jy's nog steeds myne. Daar lyk soms kaal en droog, soos Karoo grond sonder reën. Maar u toets my nooit, bol my vermoons nie. U plan loop verder as wat ek kan sien of verstaan. As dit van my afhang, het ek lang al opgegee. Amen. Maar u laat nog steeds nie my hand gaan. Hier waar Karoo stilte weerkaats, oor hoopte sonder die hemel blou, Goeienaand, broer Jacques. weet ek, u is met my, u behoed en bewaar my, al voel ek self nog afgebou. Ek loof en prys u, want al voel ek nie oké nie, sê jy is oké. En die stokke en die staf bly met my hou. Prys die Here, halleluja. Ja, soos Landi daar so sê, as julle saam kyk, los vir ons 'n handjie wat so waai, of 'n hartjie, of comment net, sodat ons julle kan groet. Ons weet nie wie aan die sideline kyk nie, wys nie altyd nie, maar die wat groet, bietjie waai en 'n hartjie gee, sal ons julle ook kan groet. Maar welkom sover, geniet dit saam met ons, laat ons die Here kan loof en prys, halleluja. Amen. Ligte blink so sterre vanaand, die ritme klop te sier in my hart. Laat die wêreld se geraas verdwyn, steek aan die vuur, nou gaan ons drink van die lewende water wat hy skink. Die donker nag word helder verlig, 'n nuwe klank. Ons roep die naam vanaand, ons kom as een liggaam saam. Oh, prys hom met sang en gitaar, lig op jou hande, gee hom 'n kans. Prys hom met alles wat jy het.
Goeienaand, dit is Susanna. Ja, prys hom, halleluja. Yo, ek is weg, ek is nou splinternuut. Vreugde waar die hemel inskiet. Ons voete kan nie langer stil bly, want deur sy liefde is ons vry. Prys hom. Met sang en gitaar, lig op jou hande, gee hom 'n kans. Prys hom, met alles wat jy Halleluja. het. Prys hom, met alles in jou. Prys hom, met alles wat jy het. Prys hom, Yes, halleluja. alles in jou. Oh, halleluja. Alles wat asem het, Goeienaand, broer Reinier. alles wat lewe, Yes. laat hom die Here prys. Oh, halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Prys hom met sang en gitaar. 4, 3, 10, 4. Prys hom met sang en gitaar. Lig op jou hande, gee hom 'n kans. Prys hom met alles wat jy het. Prys hom met alles in jou. Prys hom, halleluja. Ek is stil, die stryd is verby. Die kruis was die grens, die streep is daar getrek. Die lewe van gister, met sy bloed bedek. Ek lewe nie meer, Christus lewe in my. Hy klop nie meer aan die deur, in my hart het hy ingetrek. Yes, Lord. Geen bevele van buite, Nee, Here. geen stem van ver. Hy is my hartklop, elke tree, elke dag. Ek loop in geloof, Yes, Lord. ek kyk na die see. Hy het alles gegee, sodat ek kan leef. Hy vloei deur my are, my hart is aan die brand. Sy lewe vir myne, sy liefde bewys, my sonde gevat, sy lewe die prys. Ek lewe nie meer, Christus lewe in my. Hy klop nie meer aan die deur, in my hart het hy ingetrek. Geen bevele van buite, geen stem van ver. Hy is my hartklop, elke tree, elke dag. Ek loop in geloof, ek kyk na die seën. Hy het alles gegee, Verseker, broer Ben. sodat ek kan leef. Hy vloei deur my are, my hart is aan die brand.
Amen. Heer, as ek u wonderwerke aanskou Yes, Lord. in ons lewens waar ons aan die toekoms bou, het jy ooit in jou lewe besef dat hy jou graag wil ophef? En jy die mooi in die lewe raak sien, of glo jy steeds dat jy alles in die lewe moet verdien? Jezus het vir jou die lewe gegee, gee jy maar net die volgende tree. Hy het vir jou gesterf, daar aan die kruis, sy liefde vir ons as sondaars kom bewys. Al wat hy van jou verwag, Neem jou kruis op, ek is saam. Hy wil jou help om jou laste te dra. As jy hom maar net wil vra, kom dan na hom toe nog vandag. Moenie in die sonde langer wag. Hy wil jou aanneem en jou verhoog. Moenie dat jou hart verdroog. Daar is nie 'n lewe sonder Jezus. Kyk maar terug op elke krisis. wil jy regtig sonder God verder gaan? Of wil jy onder God se beskerming staan? Gee jou lewe oor aan hom, hy sal jou elke dag verstom. By die Here het ek rus gekry en kan ek my elke dag verbly. Wanneer ek vir hom kom vra, Om elke dag my laste te dra, kom hy en maak my vry. As ek net my skuld bely, hoekom dan nog langer wag? Die Heilige Gees kom praat met jou saak. my vriend, moenie jou tyd verspeel. Jy moet met die sonde in jou lewe deel. Moet nie uitstel, moenie wag. Vandag is dalk jou laaste dag. Heer, ek wil u beskerming vra. Sal u elke vriend van my nou dra. Dankie vir u groot ontferming. Heer, ek wil net u lof besing. Yes, amen. Amen, Brother Ben. Hallelujah. Hallelujah, praise the Here. Saule ons deur 'n donker wêreld, Ja. donker wolke van lef voor die son. Die storm dreig, die winde waai teen die golwe oor die see. Op teen die horizon sing na die koning wat kom. Hy kom op die wolke,
Hier staan ek in hierdie donker wêreld, en hierdie donker wolke, waar ek vir die son, en waar ek oral om my kyk, sien ek harte so verlore, maar die soek sal vind, die kinders van Eden, moet weer die koning kom. Hy kom op die wolke, hy praat met die vee, hy sê vir die berge, staan op en werk oor die oseaan, hy kyk na die waters, en skeer het op tweeën, en vir my hart, dat hierdie koning sy lewe kom leer. Hy kom op die wolke, ja, die vind en veel, en sê vir die berge, staan op en werk oor die blauwe see, hy kyk na die water, die groot oseane, en skeer dit in twee, hy klop die see, en vir my hart, het hy hierdie koning sy lewe kom gee. Hy kom op die wolke, ja, ek weet hy kom, ek hoor op die plaas, hy steek vir die berge, staan op en werk oor die diepe see, hy kyk na die water, my skeer het in twee, en vir my hart, het hy hierdie koning sy lewe kom gee, sy lewe kom gee. Amen. Hy kom weer, halleluja. Halleluja. Welkom, welkom, welkom Facebook kykers, WhatsApp luisteraars. Ja, dis weer sulke tyd waar ons die Here se naam so groot maak. O, dis sommer lekker om die Here lof te besing. O, daar's 'n blydskap binne my wat niemand kan wegvat nie. Halleluja. Raak stil voor die Here. Prys sy naam. Raak stil voor die Heer vandag. Kom en ervaar God se krag. Kom en buig nou voor hom neer en gee aan die Meester al die eer. Amen. Ontvang die waarheid uit die woord. Kom met die Heer se lewende brood. Halleluja. Kom en drink uit God se fontein, die lewende water en word weer rein. Erken die werke van die Heer in die natuur. Die reën wat hy vir ons so mildelijk stuur. Amen. Dankie Here. Kyk hoe die grasse in die velde uitspruit. Sonder om alles
sy leiding deur na hom te luister. Beste plek, Gaan halleluja. en doen dan wat die Here van jou vra, en weet dat hy jou deur elke storm sal kom dra. Moenie sluimer, moet nie slaap, moenie dat die bos in jou gees kom kaap. Asseblief, Here. Daar is geen tyd oor om te twyfel, Dis waar. die tyd is verby om verder te weifel. Neem vandag nog die besluit om die Here te prys. Hy het reeds sy liefde vir ons bewys daar aan die kruis. Dit is tyd Halleluja. om nou vir hom op te staan, en deur gebed na ons Vader te gaan. Moenie sluimer, moenie slaap, Môre is dit dalk vir ewig te laat. Ja, Here. hy hou ons lewe in sy hand. Hou dan nou sy naam in stand. Die Here is steeds ons herder vandag. Halleluja. Wil jy nie dan nou op Jesus se leiding wag? Asseblief, Here. Hy gee aan ons die ewige lewe, vir elkeen wat na sy liefde strewe. Kom aan, bid dan nou die Here. Waarom wil jy van vrees nou so bewe? Kom en vind beskerming van ons God. Hy sal nie toelaat dat die bose hom bespot. Gee jou lewe aan die Heilige Gees oor, Oh yes. en ondervind wat hy die Here vir jou instoor. Yes, Lord. Jesus het reeds met sy bloed vir jou betaal, Amen. sodat ek en jy die oorwinning mag behaal. In die naam van Jesus, amen. In die naam van Jesus, amen. Prys die Here, halleluja. Ja, ons bid, Here, dat U hierdie samesyn sal seën. U woord sal seën, my nik sal maak, sodat U alles sal wees, Here. Dat U my net sal gebruik as 'n spreekbuis vir U, Here. Maak soos U wil maak vanaand, tot U eer, en laat U wil geskied. Dis my gebed in Jesus wonderlike naam. Amen. Dank Al die lof, al die eer en al die aanbidding kom hom toe. Amen en amen. Amen. Yes, Lord. Ja, almal weer is Palm Sondag vandag. En ek wil ook maar 'n gedeelte lees, soos wat die Here dit op my hart lê vandag. So mooi woord gehoor van my seun vanmôre. Amen. Ag, en nie net hom alleen nie. Weet, as die Gees spreek, spreek hy partykeer dieselfde goed uit 'n paar monde uit, waar mense ver van mekaar af preek. En dis net vir my verstommend hoe die Gees van die Here werk, en dit is my wonderlik. Maar ek gaan nou net 'n ander gedeelte lees. Gaan nie uit Matteus lees nie, ek gaan Lukas 19 lees, vanaf vers 29. En die woord sê, en toe Jesus naby Betfage en Betania kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word, het hy 2 van sy disippels uitgestuur. Kan ek gou ietsie stop? Ek wil net gou ietsie sê.
dat die Here ons almal stuur wanneer ons vir hom leef. Ja. Hy stuur ons uit. Net soos Jesaja sê, stuur my, ek sal gaan. Elke kind van God word uitgestuur om iets te doen. En hy het gesê, gaan in die dorp reg voor julle, en as julle daar inkom, sal julle 'n esel vind, wat vasgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. As ek nou mooi moet dink, uit my menslike oogpunt, ek kan nie net 'n dier gaan haal nie, wat nie aan my behoort nie. Hoor mooi, vir my sal dit wees, ek is besig om iemand se esel of filletjie of donkie of wat jy dit ook al wil noem steel. Nou as jy hier naby ons Grahamstown gaan, dan sal jy sien daar's baie donkiekarre. Ja. Nou hoe gaan dit voel as daardie persoon uitkom en sy karretjie is daar en die donkie is nie meer daar nie? Verstaan julle wat ek probeer sê? Dis nou my menslike oogpunt wat ek net wil oordra. Maar hoor wat gebeur hierso. Hy sê, en as iemand julle vra, hoor mooi. Ons ken 'n God wat vooruit sien. Ons ken 'n God wat al lankal weet wat gaan gebeur. Hoor mooi. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los? Moet julle vir hom sê, die Here het hom nodig. Niemand kan stry wanneer die Here iets nodig het. As die Here jou roep, wie het jou geroep? Die Here het my geroep. Wie het jou gestuur? Die Here het my gestuur. Ek is hier, Here. Stuur my. Ja, amen. Gebruik my. Amen. Weet jy wat? Dis gehoorsaamheid. As die Here iets sê, doen dit, al lyk dit nie vir jou reg nie. Al lyk dit nie vir jou kosher nie. Kan ek gou vir julle ietsie sê? Doen net wat hy sê om te doen, want hy weet presies waarmee is hy besig. Moet jy vir hom sê, die Here het hom nodig, en die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos wat hy vir hulle gesê het. En terwyl hulle die vul losmaak, sê die eienaars aan hulle, waarom maak julle die vul los? Presies wat Jesus gesê het, wat gaan gebeur. Ja, amen. En hulle antwoord, die Here het hom nodig. Ek wil vir julle iets sê, my broer en my suster, as manne en vroue daar buitekant wat wag vir iemand om iets na hulle toe te bring of te kom haal en om vir hulle te sê dat die Here het my gestuur. Amen. Want hier word daar nie beklei nie. Hier word daar toegelaat dat hulle dit moes neem, dat hulle die vul moes neem, dat hulle die donkie moes neem. Hulle het gewag vir die dag, want hulle het geweet daar was 'n tyd dat die Gees van God met hulle gespreek het en gesê op daai donkie sal niemand ry nie en daai donkie sal net daar bly totdat die Here hom nodig het. En toe mense nou die vul kom haal of die donkie kom haal, wil hulle weet, wie is julle en hoekom maak julle hom los? Maar toe hulle sê, die Here het hom nodig, was daar nie 'n bekleierery nie, want hulle het geweet die dag sou kom. Amen. Ons moet so ingesteld wees vir die stem van die Here, sodat wanneer sekere dinge gebeur, ons nie stry daaroor nie.
Want al wat ons doen in die kerk is stry. Maar ons is nie ingestel sodat ons kan weet of dit van die Here is of nie. Hoor my mooi vandag. Hier was nie 'n stryery nie, hier was nie 'n bekleierery nie, want net na dit, toe bring hulle hom na Jesus toe, die vul nou, die donkie. En lê hulle klere op die vul en laat Jesus daarop sit. Ek wil net vra vandag, waarom dink julle dat God 'n donkie sou gebruik? 'n donkie is nederig. Hoor mooi, 'n donkie, soos my seun vanoggend gesê het, beteken vrede. As hy 'n perd moes gebruik het, in daardie tyd het hulle perde gebruik vir oorlog. Hy het nie gekom om 'n perd te kry om oorlog te voer nie, want almal het 'n koning verwag, en almal het verwag dat hulle gered sou word van die Romeine. En hulle het verwag dat daar oorlog sal wees, die Romeine sal uitgevee word. Hoor mooi. Maar hy kom en hy soek 'n donkie. Hy wil nie jaag nie. Hy wil dit rustig neem. Hy wil dit rustig vat. Want hy weet wat vir hom wag. Ja. Elke dag van jou lewe, ja, Suster Johanna. Amen. Amen. Hoor mooi. Kom ons spring nie op perde nie, man. Kom ons wees soos Jesus, ons wees nederig. Ons gebruik die donkies, ons gebruik die goed wat mense nie wil gebruik nie. Stem julle saam? Amen. Ja, nee, ek weet, ek is een van daai predikers, ek preek soos wat die Gees van die Here my lei. Baie kere verwonder ek, wanneer die Here my gebruik, waar kom ek aan sekere goedes? Maar as die Here dit gee dit vir julle, net soos hulle gehoorsaam was, want God soek gehoorsaamheid. Ja. Hoor mooi, hy soek gehoorsaamheid. Al wat jy moet wees is gehoorsaam. Doen net wat ek sê. En as ons doen wat hy sê, gaan ons sien, daar sal vrede wees in ons gemoed. Ons het vrede, want die Here het vrede oor ons gespreek. En ons doen net wat hy van ons verwag. Halleluja, kirababakasabayende. Wow, ek raak so opgewonde, halleluja. Ek sien soveel diepte in gedeeltes van die woord. En ek wil vir julle sê, my broer en my suster, ons het nou 'n hele paar weke agter mekaar en ons het die boek van Jakobus gebruik en ek wil vir jou sê, die boek van Jakobus was reguit, was eerlik. Maar as ons iets eruit geleer het, sal ons weet dat ons werke saam met ons geloof saamwerk. Ek sou nie in iemand se plek ingestap het sonder dat die Here vir my gesê het ek moet dit doen. Want ek glo as die Here vir my sê doen 'n ding, dan weet ek dit moet so uitwerk. So my stap van gehoorsaamheid wys my geloof. Hulle geloof was in die gehoorsaamheid dat hulle gegaan het om dit te gaan haal. Oh. En terwyl hy voortgaan, dis nou Jesus, wat nou op die donkie sit, gooi hulle klere oop op die pad. Behoort jou klere nog aan jou? Behoort jou besittings nog aan jou? Of het die Here in jou lewe ingestap en alles behoort aan hom, dat jy dit sommer net voor hom gooi en weet
dat dit wat ek het is aan my geleen, dit behoort aan hom, halleluja, aan hom alleen. Dit klink vir julle baie snaaks, dat hulle klere voor, hulle was nie meer, hulle wou net gehad het, en hulle het hulle respek getoon om te sê, trap maar op ons klere. Ek sien dit op 'n ander manier. En toe Jesus al naby die afdraand van die olyf kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys, met 'n groot stem, oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hoor hierso, my seun het 'n wonderlike ding gesê vandag. Dieselfde mense wat hom lof besing het, dieselfde mense wat groot blydskap gehad het, dieselfde mense wat oor sy kragtige dade gepraat het, was dieselfde mense wat uitgeskreeu het, kruisig, kruisig hom. Pas op, dat mense nie jou gevoelens streel en dink jy is okay nie, want baie kere sal die mense wat jy dink jou hart moet bly maak, is die mense wat jou in die rug steek. Ek wil hê dat ons hierdie goed moet snap. Sekere dinge word genoem en dan weet ek, dis wat die Here vir my sê. Pas op, wees op julle hoede. Suster Desiree, ek het 'n getuienis waar die Here vir my 'n deur oop te maak met 'n werk. Ek was net tydelik aangestel vir 3 keer 'n week en 'n halfdag. En Vrydag toe ek by die werk kom, toe word ek geroep en gevra. En ek kyk, waar het ek gelees nou? Gevra, kan hulle my vas aanstel, want hulle het genoeg gesien, en dit is alles te dank aan die Here wat my hand vasgehou het, en my die vermoë gegee het. Ek wil vandag net sê, baie dankie. Hemelse Vader, ons kom saam met Suster Desiree, en ons loof U, en ons prys U, wat deure oopmaak, wat voorsiening bring, halleluja, want net U kan. My seun het nou die dag vir my gesê, as dinge so onwerklik, of hoe het hy dit gesê, as dit net bonatuurlik gebeur, dan moet dit van God af wees, want geen mens doen bonatuurlike dinge nie, dis die Here en die Gees van God, halleluja, en ons loof die Here saam met jou, ons is bly saam met jou, en ons dank die Here saam met jou. Amen. Dit moet elke dag 'n getuie hê. Elke dag 'n getuie hê. Amen. Hierdie is net 'n groot getuie. Amen. Want vir my is dit 'n groot getuie, want baie mense, hallo Suster Isabel, ek wil vir julle sê, party mense is te bang om te getuig, om te sê dit is die Here. Amen. Ons vergeet hoe die Here vir ons deure oopmaak. Ons vergeet so Sagaria, wat saam met sy vrou gebid het vir 'n kind. En toe die engel vir Sagaria sê, julle seun gaan gebore wees, toe glo hy dit nie, toe die Here hom met stomheid geslaan. Hy kon nie praat tot die seun gebore is nie, en hulle moes hom Johannes noem. Johannes die Doper. Hoor mooi wat ek vir julle sê. As God iets doen, doen God iets. Amen. Op sy tyd en op die regte tyd. Hy presies gewees, en nou speel hier 'n lied, dankie liewe Jesus. Is hy nie goed nie? Amen. Net hy is goed. Net hy alleen is goed. Hy het ons lief, en ons moet dit nooit vergeet nie. Moenie laat die beproewings in hierdie lewe en die versoekings wat ons pad langs kom, ons geloof by ons steel nie. Op die regte tyd, op die regte plek, kom die Here, en hy wys vir jou, ek is hier my kind, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Wees jy net gehoorsaam, en doen wat ek van jou verwag. Amen. En terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel, en heerlikheid in die hoogste hemele.
Ja, partymal sal mense mens lof besing. Maar vir hoe lank? Tot hulle nie meer iets kry uit jou nie. Hoor mooi, baie mense doen dit. Hulle sal jou lof besing tot hulle niks uit jou uit kry nie. En dan is waar, Suster Johanna, nie ons tyd nie, sy tyd, halleluja. Prys die Here. Hoor wat sê die Here. Maar kom ons lees eers vers 39. En sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom, Meester, bestraf u disippels. Hoekom? Hoekom? Hulle is die ouens wat hulle nie eens wil groot doop nie. Nou kom hulle en hulle wys hulle agting teenoor Jesus. En hulle verheerlik hom en hulle maak sy naam groot. Nou kom hulle en hulle sê bestraf hom, al hierdie slim manne. En Jesus antwoord en sê vir hulle, ek sê, dit is nou Jesus, sê vir julle, as hulle swyg, sal die klip uitroep. My boetie en my sussie, as jy swyg en ek swyg, as ons swyg, gaan ek julle sê soos wat julle van Pretoria Noord af Mountain View toe ry, daai klippe teen die berg. Die Here is goed. Een Here, een geloof, een doop. Daardie goed is die klippe sal uitroep en die mense sal dit sien. Halleluja. Baie jare terug. In die PPK Mountain View. As jeug het ons op die berg geklim. As jy nou van die stadse kant af Pretoria Noord toe ry en jy ry daar verby Meywil en Mountain View aan jou linkerkant, Meywil aan jou regterkant, gaan julle sien daar bo teen die berg staan Jesus red. As jong man in die jeug, nooit geweet die Here sal my eendag gebruik nie. Het ons klippe gepak daar en het geverf. Jesus red. Ek wil vir jou sê, my broer, my suster, hy red nog, hy genees nog, hy doop nog met sy Heilige Gees, hy voorsien nog elke liewe dag, maar ons oë is toe en ons ore is toe. Net om op te staan vanmôre, net om op te staan en asem in jou longe te hê en gesond te wees, is genade uit sy hand uit. Amen. Amen. Moenie laat ander mense jou sê, hoor, so jy moenie dit doen nie, want wanneer ons uitsinnig is dit tot eer van die Here, halleluja. Amen. Prys sy naam. En toe Jesus naby kom en in die stad sien, het hy daaroor geween. Kan jy dit glo? Die God van hemel en aarde, wat vlees geword het. Hoor mooi, ry op 'n donkie. Nou onthou, in hierdie gedeelte praat hulle nie eers van die palmtakke nie. Hoor mooi, van die palmtakke was groen. Die palmtakke is voor hom uitgegooi, dis hoekom hulle Palmsondag noem. Hier praat hulle van die klere. Waarop het Jesus gehang? Sonder blare. Dink bietjie mooi daaraan. Dink bietjie mooi daaraan. Hulle klaar die blare afgehaal, sodat die bome kan oorbly, sodat die kruis gemaak kan word, waarop hy ook al gekruisig is. Of dit nou op 'n houtstok was, of in 'n kruis was, maak nie saak nie. Hy was op 'n boom, die boom wat in die begin vrug gedra het, wat Eva en Adam van geëet het, het hy daai straf geneem wat oor hulle gekom het, het hy aan die kruis gaan hang, man, vasgeslaan, maar eers moes hy oor die blare loop, nederig op 'n donkie. En hy kom die stad binne en hy begin ween. Hoekom
Hoekom ween hy? Want hy weet en hy sien vooruit. En toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. Ander tyd wat hy geween het, was oor Lazarus. Toe hy dood was, hoekom ween hy? Die mense sê, hy het Lazarus so lief gehad, kyk hoe ween hy. Hy ween, want hulle is so ongelowig, want hulle weet nie, dat hy die een is wat lewe gee nie. Ja, Here, ons weet by die laaste dag sal die dooies opwek. Nee man, hy wek nou al op. Hy tel op. Hy vat ons swakke hand in sy sterk, hy neem ons, hy rig ons op en hy lei ons. Hy het geween en gesê, as jy tog maar net geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat jou tot vrede dien, hoor mooi, hy ry op 'n donkie wat eintlik vrede beteken. Maar nou is dit vir jou oë bedek. Hoekom is dit vir hulle oë bedek? Want daar wag vreeslike dinge op hulle. Ons kan dit gaan lees. Dieselfde wat hy uitgehaal het uit die boek van die Psalms uit. Hy haal het uit wat Dawid gesê het, wat die vyande hom omsingel het. Gaan lees dit. Toe hy op die kruisgang het, skreeu hy uit, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Hy praat van Psalm 22, halleluja. Hy haal iets aan. Hy haal iets aan wat geprofeteer is. Hier haal hy weer iets aan wat geprofeteer is. Waar jou vyande julle gaan omsingel. Van alle kante. En hulle sal jou en jou kinders, vers 44, in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie. Hoekom? Omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Ons sit in tye waar ons worry oor die oorlog, ons worry oor die toys, ons worry oor die diesel. Ek het dit gepreek in Klerksdorp, dis mense wat na my kyk vandag, wat weet waarvan ek praat. My heel eerste preek wat ek al gelewer het, ek gesê die dieselpryse gaan die hoogte instyg, en kyk waar staan ons vandag. Amper op die bedrag wat die Gees van die Here vir my gegee het. En dalk sien ons Woensdag die bedrag wat ek genoem het jare terug. Ek wil vir jou sê, as die Gees van die Here spreek, dan spreek hy. Nooit in my lewe gedink, toe ek daarna uit die kerk uitstap, is hy, Here, wat het ek nou gesê nie? Ek het nie eens daaraan gedink nie, totdat ek gesien het wat gebeur om my, hoe die petrol styg, hoe die diesel styg, en al die dinge, en ek kom agter, maar was nie ek nie, dit was die Here. Dit was die Here wat gespreek het, nie ek nie. Moenie laat hierdie goed, die begunstigde tyd wat God jou besoek, nie laat raak sien nie. Moenie laat die duiwel jou gedagtes wegvat nie. Hou jou gedagtes op die Here, hou jou oë op Christus, halleluja. Asseblief, ek vra mooi. Amen. Die Here wil julle vorm in sy gelykheid. Vergeet van die hemel, vergeet van die hel nou. Kom ons dink aan Jesus Christus. Hy het iets gesê en dit was geprofeteer. En ek wil vir jou sê, as ons nie hierdie begunstigde tye raak sien nou nie, is ons verlore. Ons moet nou begin vasgryp aan die Here se genade. Ons moet begin nederig word soos wat hy nederig is. Ons moet sy karakter kry en ons moet ophou om op perde te klim. Begin op donkies klim en begin nederig raak. Nee, ek moet nou nie so excited raak nie, my vrou loer my al klaar so. Ek wil vir julle sê, my broer en my suster, ons lewe nou in 'n tyd wat ons God meer nodig het as ooit tevore. Dis waar. Nie net finansiëel nie, nie net omdat ons kos nodig het nie, want die woord van die Here sê, hy leer ons bid.
ons daaglikse brood, nie ons maandelikse brood nie, man. Ons moet daagliks op God vertrou vir voorsiening. Hoor mooi. Maar ons moet begin vashou en bid, Here, laat my geloof sterker word. Vandag gaan 'n tyd kom wat jou geloof jou moet deurdra. Dan kan ons soos Timoteus kan sê, of soos Paulus sê, ek het die geloof behou. Ek het die wedloop volëindig. Ek het vasgehou aan die koning van alle konings, die Here van alle heres, die Here van die leerskare, want dis al wie ek kan vashou, want ek weet, daar kom 'n tyd wat die son sal verduister, die maan sy glans nie meer sal gee nie, en die seun van die mens op die wolke sal verskyn. Halleluja, prys die Here. Prys die Here. Ek het die woord oorgedra. Ek het die woord gebring. En ek bid vanaand dat hierdie woord 'n impak op julle lewens sal maak. Amen. Prys die Here. Kom ons hoor, wat wil my vrou sê? Daar, die platform is jou nou, my skat. Onthou, praat bietjie hard, laat almal kan hoor. Ek praat altyd hard, hoor. Jy wil nie ek moet skree nie. Loof die Here. Ja, ons praat vandag oor Palm Sondag. Ja, amen. Amen. En Lukas 19 vers 29 sê vir ons, wat ek nou self nou opgesom het, soos julle weet. Jesus kom naby Jerusalem en stuur 2 van sy disippels vooruit om 'n donkie te gaan haal. Goeienaand, Suster Wanda. Goeienaand, Wanda. Hoop jy luister na hierdie laaste stukkie van my. So ek gaan weer begin. Jesus kom naby Jerusalem en stuur 2 van sy disippels vooruit om 'n donkie te gaan haal, presies soos hy beplan het. Dit wys sy gehoorsaamheid aan God se plan en berei die pad voor vir sy intog as koning. Halleluja. Palm Sondag herinner ons, Jesus het doelbewus en in gehoorsaamheid gekom as koning. Amen. Nederig, maar met 'n groot plan vir ons almal. Kom ons ontvang hom vandag met oop harte. En ek wil vir die Here sê baie dankie dat hy dit vir my gee, dat ek hierdie ding kan opsom en dit aan julle kan deel. Daar's so baie dinge wat ek wil sê en ek wil net vir die Here sê dankie dat hy my koning is. Amen. Want ons is nie verseker van môre nie. Is nie. Ek het al soveel dinge deurgegaan in my lewe dat ek nie meer wil sê môre gaan ek dit doen, môre gaan ek dat doen nie. Prys die Here. Want môre het die Here vir my 'n ander plan. Amen. Ons weet nie wat is sy plan nie. Ja, ek het so baie getuies. Ek dink ek sal my eie 'n live moet hou eendag en ek wil net getuig wat die Here al vir my gedoen het in my lewe. Dis hoekom ek altyd sê, ons het elke dag het ons 'n getuie. Amen. En my getuie vandag is dat die Here my koning is. Ek sal nooit niemand anders as my koning, hy's my koning. En ek wil getuig om te sê, dankie Here, dat U saam met my hierdie pad stap. Dat ek in U voetspore kan loop. En dat U my kan vashou. Amen. En net weet dat ek is U kind. Amen. Ongeag wat die storms om ons is, ongeag hierdie berge wat voor ons staan, wil ek net sê dankie Here, dat ek kan getuig vanaand, dat ek nog hier kan wees om te kan getuig
dat U my koning is. Amen. 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 Prys die Here. Ek gaan afsluit met hierdie lied. Amen. Gaan jy vandag vir Jesus blom? Sal jy nou na hom toe kom? Amen, soos dit Israel. Gaan mense nou kan sien dat jy God met jou hele hart dien? Halleluja. Gaan sy lig deur jou kan skyn, sodat die duisternis kan verdwyn. Sal jy dan met die mense om jou praat en verduidelik van God se raad? Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, sê Susanna. Krag en gebed. Kom ons begin vir God bely, sodat hy vir ons kan stry, dat mense kan verstaan waaroor die hele lewe gaan. Dit gaan nie oor rykdom of geweld, of wie is die grootste held. Dit gaan oor liefde en genot. Hierdie is God se grootste gebod. Halleluja. As jy vir God in gebed kom vra, glo jy nog dat hy jou deur sal dra? Of twyfel jy in sy grote krag, wat jou kan deurdra dag na dag? Wil jy nie voor God op jou knieë gaan en in God se teenwoordigheid kom staan? Sal jy hom om vergifnis vra, sodat hy al jou laste kan kom dra? Raak 'n bietjie stil en weet, Oh yes. die Here het jou nog nooit vergeet. Nooit. Sal jy nou vir God die eer kom gee, en finaal klaar kry daarmee? Yes, Lord. In Jesus heilige naam. Amen. 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 Amen, halleluja. Prys die Here. Baie Jesus liefde aan elkeen van julle. Mag die Here julle seën. Mag hy julle behoed. Mag hy julle bewaar. Ja, 'n nuwe week wat vir ons wag. Ja. En ons weet as ons vir die Here luister, sal hy ons paaie gelyk maak, vir ons deure oopmaak wat niemand kan toemaak nie. Halleluja. Amen. Die boodskap is met liefde oorgedra. En dankie dat ek hoor hoe die mense getuig, sal nooit twyfel en altyd getrou wees. Prys die Here. Man, die Here is goed en die duiwel is vuil goed. Halleluja. Man, blessings vir 'n wonderlike nagrus. 'n Geseënde week aan elkeen van julle. Mag die Here sy aangesig oor julle skyn en julle genadig wees. En mag sy aangesig oor julle verhef wees en aan julle 'n vrede gee. Jesus, ek is nou so opgecharge, ek sal die hele aand aangaan. Halleluja, Amen. prys die Here. Sal almal nooit vergeet, hy is ons groote God bo alles. Amen, prys die Here. Jesus liefde aan elkeen van julle. Gaan uit en vertel dat Jesus red. Amen. Amen. Ons kyk uit DV Woensdag aand Ja. om 8:00. Amen. Skus, ek het dit nou nie neergeskryf nie. Sien uit, kyk uit. Nee, my vrou is net so excited soos ek. Lief vir julle, né? En hou die Here se naam hoog. Halleluja. Amen. Hy is ons koning. Hy is ons koning. Halleluja. Amen. Prys die Here. Jesus liefde vir julle.